As hierdie drie goed ontbreek, het jy nog nie die Here Jesus ontmoet nie. Baie pastore wat praat oor geloof, maar hulle het in hulle lewe nog nooit 'n gelooftoets gevat nie. Nog nooit nie. Dis lekker om uit die Bybel uit te praat en al hierdie dinge kwyt te raak, maar as jy nie hier deurstap nie, dat jy nie hierdie goed eerstehands ervaar nie, mense kan jy nie praat van geloof nie, want dan lieg jy. En dis waar God wil hê, dat ons hier moet instap. Nie soos wat baie mense, hoeveel van ons, hoeveel godsdiens gees, weet, dis seker die vieslikste ding wat daar kan wees, van voordoen, 'n skynheilige mens, skynheilige Christen, man, ons weet sondaars is skynheilig, ons verwag dit van hulle, maar as ons, as kinders van God, waarna die wêreld vanmôre kyk, as ons nog met hierdie skynheiligheid sit, dink jy jy's in die rus van die Here? Nog nooit nie. Ons loop 'n draai in die woestyn rond. Ons swerf in die woestyn, soos Kadesh Barnea beteken. Ons swerf, en hulle moes daar 'n altaar gebou het, en God sê, noem hom Massa. Want Massa beteken, julle is besig om my te terg. Julle is besig om my te irriteer. Verstaan jy, as ons vanmôre in die geloof met God stap, en ons sê, Here, ons trust U, ons vertrou U, kom my swak geloof tegemoet, my swak geloof, dan sal God definitief jou swak geloof, maar ongeloof is heel iets anders. Dis wanneer ons glad nie glo in God se doen, en dat hy vir ons sal voorsien, dis ongeloof. Maar swak geloof is, Here, ek wil U vertrou vanmôre, maar daar, ek het 'n swak geloof, kom dit tegemoet, en God sal jou vanmôre help. Hy verstaan, want hy's 'n God van omgee, hy's 'n God van liefde, en hy wil ons uit ons omstandighede uithelp. Moenie dat die Satan, waar jy in die rus van die Here kon ingestap het, daardie oomblik dan bars die hekke van die hel oop, en weet wat gebeur? Hy laat draai jou op die rand van Kanaan, laat draai die Satan jou om, en jy raak 'n swerwer, 'n godsdienstige swerwer. Dink jy dis God se hart? Nee. Jy raak 'n godsdienstige swerwer en jy bly in die woestyn. Hoe kan God vir ons wil uitstuur? Hoe kan ons sê, Here, ek wil 'n sendeling word. Here, ek wil 'n evangelis of 'n pastoor word, maar ons trust die Here nie. Want jy sien, God moet iemand, daar, jy sien hier in die woestyn, hoor ons nie werklik die stem van die Here nie. Maar as ons die rus van die Here ingestap het, Kanaan ingestap het, dan hoor ons die Heilige Gees se stem. Hoekom backslide ons mense? Daar's geen verskoning vir backslide nie. As jy in die Here is, as jy die Here met hart en siel volg, is daar nie 'n verskoning vir backslide. Wat het gebeur? Wat het gebeur dat jy teruggeval het? Die woord van God is nie meer deel van my lewe nie. God self is nie meer deel van my lewe nie. Verstaan jy? Stilte tyd is vir my nie meer 'n belangrike nie. Want toe ek het met daai rond hikery en pad wat ek en Rooi is, ons is 'n groepie gewees, Struiseloog, wat ons gestap het. Een ding waarin jy kan meet vanmôre of jy werklik bekeer is, of jy werklik die Here aangeneem het. As jy werklik die Here aangeneem het, mense, dan ontstaan daar 'n liefde vir die woord van God. Daar ontstaan 'n liefde vir gebed. Daar ontstaan 'n liefde om vir mense te getuig van die Here. As hierdie drie goed ontbreek, het jy nog nie die Here Jesus ontmoet nie. Dan is jy 'n vals Christen. Jy sien, die vrug van die Gees praat van liefde, vrede, blydskap en al hierdie dinge. Moenie vir my vertel dat Galasiërs 5 vers 22 werklik deel van jou lewe is nie, want die wêreld het dit ook. Die wêreld het ook vrede, blydskap, maar jy sien, die Here wys my enige boom waaraan hierdie vrugte hang, en ek sê, Here, maar jy sien tog in die wêreld ook hierdie vrede, hierdie blydskap, en die Gees van die Here wys my, dis reg, maar hy wys vir my hierdie boom se wortel, en daar staan liefde op hierdie wortel.
En dis die verskil. Die wêreldse vrede is valse vrede. Die wêreldse blydskap is nagemaakte blydskap. Maar as ons as kinders van God gevoed word deur die ware liefde van Jesus Christus, dan is dit opregte vrede. Dis opregte blydskap. Dan is daai vrug opreg. Mense, kom ek vanmôre vir jou sê, daar's geen maklike manier om God te dien nie. Daar's geen maklike manier om deurbraak in jou lewe te kry. Jy kan hierdie Bybel lees, dis wonderlik, ons moet hom lees, want dit bou jou geloof. Ons kan die wonderlikste gebede, want jy sien, as ons mos by die Here kom, dan kom ons met net so 'n lang brief altyd, van vra en bly vra. Ons gaan sit nooit nie. Jy sien die woord vat vir my so mooi terug, hy sê, dis wonderlik, dis pragtig, ons moet Bybel lees, ons moet bid. Maar die groot geheim lê in ons stilte tyd. In ons stilte tyd. Hoor mooi, in ons stilte tyd. My gemeente dryf ek na stilte tyd toe. Moenie vir my vertel hoeveel keer jy die Bybel deurgelees het nie. Daar's mense wat hom honderde kere deurgelees het en sy lewe is nog net so vrot soos wat hy gelyk het van die begin af. Dit help nie mense, ons lees hierdie Bybel en ons begin nie toepas en ons begin vra vir God nie man. Ons moet begin vra. Moenie alles glo en ek het nog nooit alles geglo wat predikers hier voor, want dis nie wat God, ons moet teruggaan in die woord van die Here, gaan bestudeer en ons moet gaan sit. Die woord sê so mooi, ek sluit af. Daar's 3 goed wat hy sê, maak jou gedagtes eers skoon. As jy in die teenwoordigheid van God, moenie die heel dag was bedrywig. Verstaan jy, miskien het iemand vir jou iets gesê wat jou so 'n bietjie opgedruk het. Verstaan jy, en jy sit nog met hierdie ding in die mind. Die Here sê, gaan sit. Dis om 'n land voor te berei. Gaan sit. Gaan maak eers jou mind skoon. Luister miskien na bietjie geestelike musiek. Gaan sit voor die Here en maak jou gedagtes skoon. Dit wat hier inkom, dit wat ons hoor, dit wat ons sien, besoedel hierdie huis van die Here. Maak hom skoon. Vee eers 'n bietjie uit. Here, dat ek eers iets goeds luister. Dat ek eers 'n bietjie positiewe inspraak kry. En as ons hom hier skoon gemaak het, dan gaan sit jy in jou stilte tyd. Hou op heeldag vra. Here, waartoe nou? Waarheen nou? So bly ons die heel dag. Ons bly die heel dag daarmee besig. Dit moet ook daar wees. Hy het sy tyd. Hy het sy tyd. Wat ons vra, Here, gee vir my leiding. Ek weet nie waartoe nie. Maar die kosbaarste van alles is as ons by God loop sit en ons begin bedien vir God. Onse Vader wat in die hemel is. Ja, laat U naam geheilig word. Ons bedien God. Ons gee 'n bietjie erkenning. Ja, Here, U is vir my so goed. Begin prys God. Dis om God te bedien. Ons gee terug. Moenie net aan mekaar soos 'n grammofoon vra en dit bly net hierdie ou goedjies. Nee, gaan sit. Daar's niks so kosbaar. Ek gaan sit in die see in Port Nolloth en dan sit ek vir selfoon ook af, want ek wil God bedien. Ek wil vir hom sê, dankie vir U goedheid, Here. Dankie vir die guns in my lewe. Dankie vir die God van voorsiening. Dankie vir die God van genesing. Dankie vir die blydskap wat U in my plaas. Kan ons 'n bietjie teruggee nie? Dis belangrik. Dis wat God soek. Dis nou soos 'n bederfde kind. Ons wil net by die pa gedurig loop vra. Nee man. Ons wil hom ook sê, as ons by 'n vader kom, pa, dankie vir die pa wat U vir my is. Is dit nie so nie? Dit maak ons enige vader se hart bly, man. Dankie. Nou ek weet dat baie van ons het nie 'n vaderfiguur in die huisie, want hulle hardloop ons gedurig rond. Kyk, hy is hastiger agter nonsens anders wat jy agter drugs was. Want dis wat ek in Namibië by die reep, die vaderfiguur, as hy in die huis gewees het, kan dit nie lyk soos hy lyk. As 'n vader by God gewees het, kan jou omstandighede nie lyk soos hy lyk. So dis die pa se skuld. Want God het die vader die hoof van die huis gemaak en hy het gesê, ek het vir jou riglyne hoe jy hierdie kind moet opvoed. Vaders,
gaan voor God rekenskap gee. Maar ek en jy het vanmôre 'n keuse tot hierso. Tot hier en nie verder. Ons kan nie die hele tyd in het verlede, dit en dit en dit het my nee, dit gaan nie help nie. Dit steel jou joy. If your joy leave with your joy. Is dit nie waar? Ek ken meer Engels, Rooies. Myne is suiwer. Moenie dat iets jou vreugde steel nie.